Nou, ek gaan vanoggend bietjie met jou gesels oor fase 2. Onthou julle so 'n paar maande terug het ek so bietjie gepraat oor wat dit beteken uit my weermag daar uit in een valskermbataljon, wat dit beteken om te sê staan op en hak op. Kan julle onthou en waaroor dit gegaan het? Nou, ek gaan vanoggend bietjie praat gereed en voorbereid vir geestelike stryd en dan die oomblik tussen roeping en gehoorsaamheid. So ek wil vanoggend deel 2 aan jou bring. Ek wil die skrif vir jou lees en dan gaan ons bietjie praat oor deel 2 en deel 2 van nadat jy opgestaan en opgehaak het, moet jy dan gaan en staan in die deur. En dis wanneer goed gebeur. Enige valskermsoldaat sal vir jou sê, daar gaan ander goed in jou kop aan. Maar ek wil eers vir jou lees vanoggend. En ons gaan lees uit Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ek het 'n worstel met wortel. Is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die booste geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Ons moenie minag wat hierdie wapenrusting is nie. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. En ons vergeet dat hierdie deel van die wapenrusting is. Ons kyk net na die fisies, die helm, die gordel. Hierdie is 'n baie belangrike deel. En juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ons word nie geroep om bang te wees vir die vyand nie. Ons word geroep om voorbereid te wees, om standvastig te wees. En ek wil gou 'n bietjie praat oor hierdie staan op en hak op en so 'n bietjie julle net herinner wat ons as 18-jariges, kan ek vra die manne wat in die weermag was, jy behoort 1 of 2 te wees, steek julle hande op. As jy net daarvan praat, dan maak jou maag so, né? As 'n 18-jarige jong man gaan jy uit die skool uit, jy's op hierdie high, jy is die dude man. Niemand vertel jou niks nie. Jy gaan weermag toe, niemand vertel jou, almal sê vir jou voor die tyd, maar sny maar jou hare kort. My hare word nie gesny nie, ek sal hulle wys. Daai tipe ou sny hulle jou een kant van jou kop die een dag, en dalk oor 2 dae die ander kant. So van dag 1 af maak hulle jou op 18-jarige ouderdom, maak hulle jou baie vinnig size. Jy gaan deur verskriklike uitdagings, want mamma is nie meer daar om jou klere te stryk nie. Ewe skielik moet jou eie skorrelgoed was. En om vinnig net die storie vir julle bietjie te recap, ek klaar in Oudtshoorn, like dit nie daar nie, ek moet onder my bed lê, onder 'n nat handdoek, so warm is dit, gaan Lady Smith Natal toe en ek gaan doen nou kering vir die Parabats, nog nooit van hulle gehoor nie. Met die Here se genade daai tyd kry die kering op pad, een valskermbataljon toe. Nou hoor ek, hierdie is wintie ouens man, hierdie is die cool ouens. Het ek maar geweet wat wag. Land in een valskermbataljon en besef nooit waardeur gaan ons gaan nie. En elke valskermsoldaat sal vir jou sê, dis die naaste aan hel wat jy kan kom. En dis nie brek nie julle. Die fisies waardeur jy gaan, en ek wil geen ander eenheid, moet my nie verkeerd verstaan, minagtend op praat vanoggend nie. Ek praat vanuit my ondervinding uit. Fisiese uitdagings, dissipline wat second to none is. Bloed, sweet, hartseer, huil.
En van dag 1 af word dit mooi vir jou verduidelik. Net die beste sal dit maak hier. Daar word klaar 'n mentaliteit van net die beste sal dit maak in jou ingesit. En ek wil hierdie deurtrek na ek en jy as kind van die Here. Ons kan net ons beste vir God gee. Ons moet net ons beste vir God gee. My beste en jou beste is dalk in ander areas, maar dit kan net ons beste wees. Jy het nooit die luxury by een valskermbataljon gehad om iets halfhartig of net halfway te doen nie. Dan pak jy jou sakkie en jy gaan na die eenheid waar hulle jou gekeer het. No questions asked. In ons basiese opleiding en net voordat jy gaan vir jou springkursus, gaan jy op 'n PT kursus wat ek dink as die duiwel 'n broer gehad het, was dit daai korporaal. Dis iets verskrikliks. En jy gaan deur goed wat menslik voel, dit moenie so wees nie. Maar daar's iets wat jou uithou en laat aanhou en dis 'n buddy. Dis die ou langs jou. Dis die ouens wat jou help dra, wat jou help, hulle help jou huil. Dis die ouens wat wanneer jy wil opgee vir jou sê, nee, dis die tyd nie. Die fisies raak soms so erg dat jy voel, kan ek nie maar doodgaan ans hierdie oor nie. En ek sê nie hierdie om enigstens te spog vanoggend nie. Ek sê dit dat jy iets moet verstaan. Daar is baie in ons geestelike lewe wat dieselfde is as dit. Dat jy op 'n fiksheidsvlak moet kom in jou geestelike lewe, dat die vyand nie jou uit asem uit kan maak nie. Dat jy nie 'n miltsteek kan kry wanneer jy bid nie. Jy gaan deur goed. Die Mabel is seker een van die bekendste dinge van een valskermbataljon. Daai Mabel word vir jou, soos wat jy 'n pen in jou sak sou dra, word dit deel van 'n valskermsoldaat. Hy's daar, 32,8 kilogram. Later weet jy nie, jy wil hom so graag chip en breek, laat hy net ligter raak. En as ek dit nie mis het, was dit in die 60s geïntroduceer by een valskermbataljon. 'n paal is 'n paal, as twee ouens hom dra, maar 'n paal wat twee ouens dra en ou hang aan hom, breek jou. Nou partykeer doen ons dit aan ons boetie en sissie. Hulle het klaar 'n paal op die skouer, nou kom hang ek en jy aan die paal. Ons kom maak dit moeiliker. Ek en jy is die een wat aan die paal hang tussen mense wat 'n uitdaging het. Nou baie mense dink, een valskermbataljon gaan net om hierdie goue wings op jou bors te sit. Baie ouens het kom spring en het hulle springkursus voltooi, maar nie baie ouens was parabats nie. Daar's meer net as hierdie goue wings, die dag wanneer dit op jou skouers gesit word. En een van hulle, en die manne wat hier sit sal vir jou sê, hulle het 'n naweek pas gekry as hulle een van hierdie maroon bereis by ons kon afvat. Nie sommer gebeur nie. Hierdie was deel daarvan. Maar ook deel daarvan om 'n valskermbataljon te wees was kameraadskap. Die vermoë om 'n ekstreem fisiese deur te gaan. As 'n span te kon saamwerk, respek, dissipline, fiksheid. Dit was 'n ander tipe opleiding en ek wil geen disrespek aan enige ander eenheid bring nie. Maar daar is geen kameraadskap wat jy sal kry soos by die parabats nie. Nou vra ek, as ons dit in die wêreld kan doen, waar ek weet as ek nou my foon bel en ek sit op die Parabat WhatsApp groep, ek het 'n need en 10, 15, 20 ouens antwoord dadelik. Hoekom gebeur dit nie meer in ons kerke nie? Hoekom gebeur dit nie meer by kinders van die Here nie? Daar's twee manne in my lewe, korporaal en luitenant Kraus, korporaal Kraus, luitenant Kingon. Waardeur ons is, baie erg.
Ek was die operasionele syner saam met hulle, so ons het baie saam gewerk. Dis die eerste 3 ouens wat hulle doodskiet as jy ontplooi. Want dan is daar nie kommunikasie nie en dan is die beheer nie. Nou sien julle aan die regterkant, daar spring ons uit en daar is wat gebeur na staan in die deur. Jy gaan met 'n skuifelpassie nader. Nou vra ek vir jou, as jy nou in jou geestelike lewe kry, het jy 2 of 3 of 4 wat saam met jou bid? Wat enige iets vir jou sal doen? Is jy die 1 of die nommer 2 of die nommer 3 van iemand wat sal vir jou intree? En jy vir iemand intree? In die fisies en in die weermag het dit baie gevat om iemand te vertrou. As ek daar uitklim en ek land die grond, hoe ook al, kop eerste, knie eerste, boude eerste, as ek daar land, weet ek daar's iemand wat na my gaan kyk. As jy land, wie kyk na jou? As dit moeilik gaan in 'n ou se lewe, is jy daar? En ek gaan vanoggend vir jou 'n baie moeilike vraag vra, maar gaan opbou na hom toe. Nou, die slagspreuk soos ons het gekry het van staan op, hak op, was 'n onmiddellike opdrag. Dit was 'n opdrag dat iets gaan nou gebeur. Staan op, hak jou static line aan die kabel, want jy's op pad uit. Die vliegtuig maak niks, so daar's iets fout in jou kop want jy gaan uitspring. Dis wat my vriend my gereeld vertel het. Daar moet iets fout met jou wees. Wanneer jy daar opstaan en jy hak op, die smaak van adrenalien in jou hartklop van 120 maak jou soms naar. Want jy weet, hierdie is 50-50. Maar dan skop jou opleiding in dissipline in. Hier's my vraag. Hoe lyk jou opleiding en dissipline in jou geestelike lewe? Laas Sondag met ons voorbereiding staan ons hier en ek het 'n hele ander boodskap gehad as hierdie een vandag. En die Here vra vir my, as hier iets moet gebeur in hierdie gemeente op 'n Sondagoggenddiens en hier's mense wat besoek en hier's mense wat manifesteer, wat gaan julle doen? Is julle reg, Jaco? Of gaan ons hardloop? En die Here herinner my aan my vorige preek oor hierdie en hy sê vir my, dit is wat moet gebeur. Nou vra ek jou vanoggend hierso, as hier 'n klomp mense ons kom besoek, en daar's 'n manifestasie, wat gaan ons doen as kerk? Wat gaan ons doen as gemeente? Nou wanneer jy opstaan, spring jy nie dadelik nie. Daar's 'n paar goed wat jy deurgaan en jy leer dit soos wat jy jou eie naam kan sê. Jy kyk, is jou helmet vas? Jy kyk, is die knippe vas? Ek gaan nou nie probeer tegnies wees nie. Is die belde vas? Is alles vasgetrek? Jy kyk, het ek my noodvalskerm op? Dan kyk jy jou body. Is sy goed vas? Is sy buiteknooppak vas? Is alles reg? Daar's 'n klomp checks wanneer jy opgestaan en gehak op. Nou, hoe check ek en jy mekaar? Check ons mekaar in ons lewe sonder oordeel. Ek sien iets. My broer, is jy okay? My sussie, jy het hierdie en hierdie gesê. Is daar iets waarmee ek kan help? Jy check jou body voor jy met die bekende 1-2, 1-2, 1-2 deur toe gaan. Daar's dalk 'n ou voor jou met 'n stadige 1-2. Daar's 'n ou voor jou met 'n vinnige 1-2, maar jy weet jy's op pad na dieselfde plek toe en dis deur toe. Daar's geen manier van omdraai en omkyk nie. Staan in die deur beteken is jy reg. Die afstuurder maak die assumption. Jy's reg. Jy's opgelei. Jy weet wat jy doen. Jy's gereed. Nou, hoekom vertel ek jou hierdie uit 'n lewe, uit my weermag lewe uit? Want kan ek vir jou sê, jy kan direk hierdie in lyn trek met ons geestelike lewe. Jy kan direk in lyn trek, wanneer God ons roep om in die deur te staan, wat doen ons? Besef jy dat ek en jy in die deur staan? Dat ons geroep is,
dat ons op pad is iewers heen. My vraag vanoggend vir jou, is jy 'n Christen? Nou gaan jy vir my vra, maar hoe meet ek is 'n Christen? Hoe verduidelik jy vir iemand dat hy 'n Christen is? As jy in 'n garage slaap by jou huis, maak dit jou nie 'n kar nie. Die feit dat jy sê jy's 'n Christen of in die kerk sit, maak jou nie 'n Christen nie. Ek vra jou vanoggend om jouself te ondersoek in jou verhouding met die Here. Mense gaan aan en hulle skree en skop en skel en is handgebare en ek weet nie wat alles nie. En dan hoor jy die ou se Christen, wat sê die wêreld? As dit is hoe 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie. Het julle dit al gehoor? As dit is hoe 'n Christen optree, wil ek nie 'n Christen wees nie. Efesiërs 16 vers 13 sê, neem dan op die wapenrusting, want nou vra ek vir jou, as Christen moet jy gereed wees vir die aanvalle. Nie of daar gaan wees nie, wanneer dit daar is. Jy moet staande kan bly as jy lees in vers 16. Nou waarteen veg ek en jy? Waarteen veg ons? Wat is die geveg wat ons voor moet reg wees? Die eerste fout wat ons maak as kinders van die Here, is ons identifiseer die verkeerde vyand. Weet julle wat doen ons? Want ons is mos mens. Ons sien die volgende as ons vyand. Ons huwelik. Ek kan nie meer met hierdie man nie. Here, kom haal hom of ek stuur hom. Hierdie vrou van my is soos 'n druppende kraan. Kan ek net 'n loodgieter kry om die velfies reg te maak? Jou kinders, jy weet nie wat ek kan doen nie. Nou raak hulle 'n vyand vir jou, want die vyand gebruik dit. Kollegas by die werk, jy kan nie meer met hierdie ou nie. Weet jy wat, ek sal eerder bedank om verder saam met hom te werk. En dan? Werkgewer, die regering. Ek dink jy sit baie min hierso, wat nie 'n mond vol het oor die regering nie. Miskien regtelik, miskien nie. Ek dink nie is iemand wat kan sê, ja, hierdie land van ons, hy is number 1. Ander kerke, ja, maar daai kerk dit en daai kerk dat, en hierdie kerk kan nie dit nie en daai kerk kan nie dat nie. So what? As hulle nie volgens die woord van God is, sal hulle voor God staan en verduidelik. Maar nou wil ons oor ander kerke ons mondjies uitspoel. Mense wat van jou verskil, weet jy, hou sommer net stupid man, kan jy nie verstaan wat ek verstaan nie? Ek is Google man. Google vra my as hy nie weet nie. En as ek nie weet nie, vra ek my skoonma. Eish. Mense wie jou seer gemaak het, een van die beste triks van die vyand, want jy hou die grudge. Daar's niks so lekker soos 'n grudge te hou nie. Is lekkerder as 'n Karoo skaapbout in die oond. Jy kyk so mooi na daai grudge, want om die lewe sal jy nie vergewe nie, want dan beteken dit jy het dit goedgekeur. Om te vergewe beteken nie jy sê dit was reg nie. Nou Paulus sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou hier is die ander ding, mense kan jou teleurstel, mense kan die verkeerde dinge aan jou doen, en dit gaan gebeur. Ek gaan jou nog teleurstel, jy gaan jou nog wip vir my. Ek het my klaar vir 'n paar van julle gewip. Dis net 'n grap. Julle moet nie so ernstig lyk asseblief. Mense gaan jou teleurstel, maar weet julle wat? Agter verdeeldheid, agter versoeking, misleiding en vernietiging is daar nog steeds 'n geestelike stryd.
Ons kan in hierdie fisiese issues van ons vaskyk, maar daar's 'n geestelike stryd. En die duiwel wil hê, ons moet ander mense as die vyand sien, en nie vir hom nie. En hy's baie slim daarmee. Is jy 'n Christen? Nou as jy in die weermag onder mekaar begin beklei, daar was altyd, kyk, as jy 'n klomp haantjies mos in een kring gooi, is dit nag. Kyk, is bloed en is vere en is tande en is hare en is alles. Nou as jy in die weermag daai triks trek, sort hulle vir jou bitter vinnig uit. Bitter vinnig. 'n Paar ouens eiwol een aand, daar in Bloemfontein, 3-4 makkers. Ons sê nie wie dit was nie, ons is mos nou een. Ag, en kaptein besluit, okay, majoor besluit, dan sit so, almal van ons op Samuels te brug toe, en ons kry 'n goeie, ek kan nie in die kerk die woord noem nie, maar hulle haal die lewe uit ons, dis kan dood, en hulle jag vir ons en maak mal. Een ou se hart kan ek onthou het gaan staan, hulle moes die ou aan die lewe kry, en hulle breek ons, omdat ons nie wil sê wie dit was nie. Die vyand wil dieselfde doen. Hy wil jou breek. Hy wil jou breek deur mense. Jesus skryf in ek wil net eers daarso. Jesus skryf in Johannes 8 vers 44. Hy sê wie's die duiwel? Hy sê hy's die leernaar. Hy's 'n leenaar en hy's die vader daarvan. En hy sê in Johannes 10 vers 10, hy's 'n dief. Hy wil net steel en hy wil slag en hy wil verwoes, is al wat hy kom doen. Maar Jesus sê, maar ek wil kom, sodat julle kan lewe hê en oorvloed hê. Is jy 'n Christen? Hoekom kan jy, mag jy lewe in oorvloed hê? Nou wat is die duiwel se doel? Wat gebruik hy? Eerstens, waar is ek nou? Ekskuus daarso. Eerstens kom hy wil jou vrede steel. Dis hoe hy werk. Hy wil jou vrede steel. Hy wil jou geloof verswak. Jou identiteit verdraai, dat jy nie meer verstaan wie en wat jy is in Christus nie. Hy wil verhoudings vernietig, want as ek en jy nou met mekaar kan fight oor nonsens, dan haal hy die popcorn, en ek is seker hy doen nie Coke Zero nie, en hy haal vol Coke met suiker uit. En hy kyk hoe ek en jy mekaar destrooi. Hy hou jou van God geïsoleer. Jou roeping te laat vaar. Ek wil nie meer doen wat God my voorgeroep het nie. Hy isoleer jou van dit. En hy vat jou beskikbaarheid weg om vir God te werk. So maklik. Hy hou jou besig. Maar ek wil ook vir jou die volgende waarskuwing gee. Daar moet 'n balans wees aan dit wat ek nou sê. Ons kan ook nie vir die vyand al die eer en die mag gee vir dinge wat in ons lewe aangaan nie. Ek en jy maak ook partykeer net plain stupid besluite. Ons maak net partykeer, dit is net stupid besluite, maar hier's die ding, Jesus Christus het reeds die beslissende oorwinning behaal. Kolossense 2 vers 15 lees ons en ons leer, dat Christus sê die bose magte is onwapen en openlik het hy oor hulle getriomfeer. So ons veg nie vir 'n oorwinning nie. Julle moet verstaan, ons veg nie nog om te wen nie. Ons het klaar gewen vanuit die oorwinning van Jesus. So ons moet waaksaam wees. Nou, wat gebruik die vyand teen ons? Hy's slim, hy's nie stupid nie. Wat gebruik hy teen ek en jou? Hy kom nie na jou toe en sê, Dana, ek gaan nou die volgende doen. Sorry vir jou girl. En nou ewe skielik is dit hierdie goed wat met haar gebeur nie. Hy kom nie en sê, Pieter, jy weet wat? Ek dink is nou tyd dat ek jou bietjie
Dis nie wat hy doen nie. Die vyand is so subtiel met wat hy met ons doen. En weet julle wat, is nie hierdie groot goed altyd nie. Dis klein dingetjies, subtiele dingetjies. En al wat hy doen is hy wil jou geestelikheid verswak. Hy is nie dom nie. Hoe doen hy dit? Hy begin met leuns en misleiding. Dit was die eerste wapen. Hy het die snaakse goed in met geweld vir Eva, die mens, aangeval nie. Dit was 'n sagte stem. Hy het net 'n vraag gevra om misleiding. Hy vra, is dit ook so dat God sê, en hy begin met die leuen aan die vrou. Baie slim. So al wat hy doen, hy wil twyfel saai. Hy fluister die volgende gedagtes vir jou. God het jou vergeet. Dis hoekom dit gaan soos wat dit gaan. Jy's nie goed genoeg nie. Jy sal nooit verander nie. Niemand waardeer jou nie. God kan jou nie meer gebruik nie. Hierdie sonde maak nie regtig saak nie. Ag, jy kan later regmaak met God. Baie klein subtiele goed. En dat hy hierdie leuns, laat hy soms soos jou eie gedagtes klink. Dis 'n gevoel wat jy ervaar wat jy doen. Die tweede een, versoeking. Jakobus 1 vers 14 tot 15 verduidelik dat die mens deur sy eie begeertes meegesleer word en verlei word. Nou, die duiwel bestudeer jou baie goed. Hy weet mooi waar kan hy met jou werk. Wat is die plekkies in jou lewe wat jy nog nie meer gedeel het nie, waar jy swak is? Byvoorbeeld geld. Byvoorbeeld woede. Byvoorbeeld ek soek die erkenning of ek help nie. Trots. Seksuele versoeking. Mag. Jaloesie. Onvergewensgesindheid. So hy's baie slim met hierdie. So hy begin deur die volgende te sê. Net hierdie een keer, man. Weet jy wat? Niemand sal weet nie. Almal doen dit. Waaroor worry jy? Ag, dis nie so ernstig nie, man. Mense maak dit groter as wat dit is. En die grootste gevaar is, ons verwag die vyand moet ons met hierdie groot goed aanval en mislei. En hy kry dit reg met die kleinste goedjies. Dit is soms die klein kompromie wat ons oor 'n lang tyd geestelik verswak. Klein goedjies wat net lank aanhou. Dan die derde een is vrees en ontmoediging. Die vyand hoef jou nie altyd te laat sondig, weet jy dit? Soms wil hy net hê jy moet ophou met iets. Jy moet ophou en jy moet glo jou gebede maak nie meer 'n verskil nie. Hy wil jou oortuig dat jou situasie nooit sal verander nie. Jy moet ophou hoop. Jy het te veel foute gemaak. God kan jou nie gebruik nie. Jou roeping is verby. Jy's nou oud. Wat 'n bogstorie. Hierdie uitdaging is groter as wat jy dink. Ek dink nie God gaan jou help nie. Dis wat die vyand wil hê. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. Nommer 4, afleiding en geestelike moegheid. Alles wat met jou gebeur raak ewe skielik 'n krisis. Wie het al krisis modes gebede gehad? Jy's nou in 'n krisis, kyk nou bid jy. Kyk, my maat, daar's nie genoeg kussings vir jou knie nie. Jy's nou in 'n krisis. En man, as daar kans is, dan bid jy net, want jy's in 'n krisis. Alles raak vir jou 'n krisis. Maar raai wat?
Die vyand gebruik ander goed wat nie 'n krisis is nie. Jy raak so besig op jou selfoon, jy hoor jouself nie eers meer dink nie. Die wêreld rondom jou is afgesny. Mense kan praat, jy hoor niks nie. Sosiale media, behalwe Timo, los Timo uit hier uit. Niks met Timo uit te waai nie. Sosiale media destrooi wie jy is. Jy glo, daai goedjies wat jy daar sien, is wat mense wil hê hoe jy moet wees. Nou wil jy aantrek en lyk soos mense. Jou werk, ewe skielik is jou werk jou nommer 1, dit raak 'n god vir jou. Ander mense se probleme raak so ernstig vir jou, dat jy nie kan konsentreer om by die Here uit te kom nie. Want dit is te groot daar buite. En eindlose kommernisse. Hy hou jou so besig met kommer. Met ander woorde, jy vergeet daai versie wat ek nou gelees het, dat jou gestel hier binne so vergal, dat mense nie eers meer saam met jou wil kuier nie. Ek het julle gesê al, jy is so negatief, as jy in 'n donker kamer kom, ontwikkel jy. Mense vermy jou, want as jou mond oopgaan, is dit moan en groan, wat jy nie het nie. Dit het nou weer dit, en dit het nou weer dat. As jy as soldaat moeg en afgelei is, en jy is ontplooi, is jy verseker dood. Daar's nie two ways nie. En weet jy wat nog? Jy mis belangrike instruksies. Die Bybel, die duiwel hoef nie noodwendig die Bybel by jou weg te vat nie. Hy moet jou net besig genoeg maak om hom nie te lees nie. Ek vra vanoggend, is jy 'n Christen? Verdeling en onvergewensgesindheid, en ek wil vinnig net vir jou die volgende lees. Al wat die duiwel wil hê met onvergewensgesindheid, is dat jy vir die vyand ruimte skep in jou gedagtes, dat geen verhouding kan werk nie. Dis al wat hy wil doen. Hy wil jou isoleer, hy wil vir jou sê, moenie met iemand praat nie, hulle gee in elk geval nie om nie. Moenie hulp vra nie, want hulle wil jou nie help nie. Kinders van die Here is skynheilig. Is jy 'n Christen? Bly weg van die gemeente af. Daai klomp skinder in elk geval net van jou. Moenie kerk toe gaan nie, is nie nodig nie. Jy kan hierdie goed uitsort, man. Jy het nie die mense nodig nie. Hy wil nie hê dat jy besef die krag en verhouding nie. Jy kan dit alleen hanteer. En weet jy wat sê ander ene? Weet jy wat, hulle verstaan jou nie. Hulle verstaan jou nie, hulle weet nie hoe jy dink nie. Hulle gaan jou oordeel. Beter jy vertel van niemand nie. Nou, isolasie maak ons kwesbaar. Geestelike gemeenskap maak ons sterker. Nou, hoe moet ons onsself voorberei? Hoe maak jy seker dat wanneer ek vir jou vra, is jy 'n Christen? Dat jy in jou hart kan sê, ja. Nou wat is daai ja? Nou hoe maak ons seker dat ons verstaan, hoe berei ons onsself voor? Nou wanneer jy die opdrag van staan in die deur kry, is daar nie meer tyd om te check, is my noodvalskerm vas, is die belde vasgetrek, hoor jy my maat, is jou buitepak knoop nog reg, jy het nie meer tyd nie, die 1-2, jy is op pad deur toe, daai lig gaan nou afgaan en dan moet jy spring. Daar is nie tyd nog om te kies, om te wonder nie. Nou in Efesiërs 6 is daar vir ons gereedskap, en dis ons wapenrusting. En ek gaan baie vinnig deur, dit gaan die gordel van waarheid. Ek vra vir jou vanoggend, wat se leuns glo jy, as jy dan sê, ek is 'n Christen? Glo jy? God se waarheid is die volgende, ek behoort aan Christus, ek is deur genade gered, ek is vergewe, God het my nie verlaat nie, ek is geroep vir 'n doel, Christus het reeds die vyand oorwin. Jy oorwin nie leuns deur sterk emosies nie.
Jy oorwin leuns deur die waarheid. Nommer 2, die borswapen van geregtigheid. Dit beskerm die hart. Nou dit beteken nie ek en jy moet of kan volmaak wees nie. Dis nie wat dit sê nie. Maar ek en jy moet reg lewe. Kom ons praat bietjie oor, ek en jy moet reg lewe. Is jy 'n Christen? Is daar geheime sonde? Solank die mense net nie weet nie. Is daar kompromieë wat jy mee besig is, wat jy aangaan? Dis okay man, ek sal dit later uitsort. Here help my, ek kan nie meer nie. Maar jy het 'n lys van kompromieë in jou lewe? Hoe werk dit? Ongehoorsaamheid, kompromie, skep 'n kwesbare plek vir die vyand. En hier's die ander ding. As jy sê jy's 'n Christen, moet jy tog die waarheid ken. En daar's net een waarheid en dis in die woord. Is jy 'n Christen? Vra jouself die volgende. Toets jouself aan die volgende. Is daar iets wat ek moet bely? Is daar iemand wat ek moet vergewe? Is daar 'n verkeerde gewoonte wat ek moet beëindig? Is daar 'n gebied waarin God al lankal my gehoorsaamheid vra? Iets wat ek either moet doen of moet aflê? Is jy 'n Christen? 1 Johannes 1 vers 9 sê dat God getrou en regverdig is vir die wat hom vra om vergifnis. Die skoene van die evangelie. Hoe bereid is jy om die evangelie te verkondig? Hoe reg is jy as ek sê, ouens, ons kom volgende Sondag, sonder dat julle dit weet, kom ons hier by mekaar en ek sê, okay, ons is in ons karre, ons gaan nou 'n plek kry, ons vra vir die mense wat die area ken. Ons gaan bietjie met mense gesels oor wie Jesus is. Ons gaan bietjie die blye boodskap aan mense vertel, dat Jesus, die Seun van God, die woord, aarde toe gekom het, vlees geword het, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood oorwin het, sodat ek en jy kan vry wees. Is jy bereid om dit te doen? Is jy 'n Christen? Is jy bereid om uit te gaan en die mense die boodskap te bring, die blye boodskap van Jesus sit aan die regterhand van God en hy praat met God oor ek en jou? Is jy bereid? As jy nou nie my styl nie. Nee, jy moet my maar iets anders te vra. Die woord sê dit moet deel van ons wapenrusting wees. Wie ken jou storie? Wie ken jou storie? En hoe verkondig jy die boodskap aan ander? Daar's baie maniere. Wat maak jou gemaklik? Wanneer jy bereid is om die evangelie te verkondig, kan ek vir jou gou-gou iets vertel. Wanneer jy geskit word, gaan jou voete standvastig in die geloof wees, want jy die skoene van bereidheid aan. Wat is daai blye boodskap? Jesus is Here. Jesus het oorwin. Jesus is met my. Jesus sal my nie verlaat nie. Sal jy iemand vra, wil jy Jesus ontmoet? Wat gaan jy dan doen? Wil jy Jesus ken wat ek ken? Jean se preek. Wie is jou Jesus? Ek kan jou vertel van my Jesus. Die skild van geloof in vers 16 van Efesiërs 6 sê, dat die gedagtes van vrees, twyfel en veroordeling en hopeloosheid, dis pile. Dis die pile waarvan die woord praat. Die skild van geloof moet dit afsê. Wat sê die skild van geloof? Ek verstaan nie nou wat alles gebeur met my nie, maar wat ek jou kan sê, is ek vertrou die karakter van God, want God sê hy sal met my wees. Hy sal in alles saam met my en met my wees.
Geloof het ontken nie die gevaar nie. Geloof verklaar net, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Daar gaan altyd gevaar wees. Daar gaan altyd uitdagings wees. Nêrens in die Bybel staan dat ons het 'n free ride nie. Die vraag is, hoe sien ek en jy dit raak, en wat doen ons aan? Die helm van verlossing op jou kop, beskerm jou gedagtes. Ek het vir jou net die volgende vraag is, waarmee hou jy jou kop besig? Waarmee hou jy jou kop besig? 2 Korintiërs 10 vers 15 leer ons, dat ons moet ons gedagte gevangene neem, en aan Christus gehoorsaam wees. Vra jouself die volgende, as daar gedagte in jou kop opkom, is dit waar? Stem dit saam met die woord van God? Trek dit my nader aan Jesus? Bring dit oortuiging van hoop, of is dit net veroordeling? Wat gaan in jou kop aan? Waarmee hou jy jouself besig? Is jou kop so besig met allerhande goed, dat jy nie die stem van God meer kan hoor nie? Dan die swaard van die Gees is die woord, Jesus se wapen in die woestyn. Wanneer hy versoeking is, wanneer dit moeilik gaan, sê hy net, daar is geskrywe, daar staan geskrywe. Hoeveel van die woord het jy in jou hart? As alle Bybels verban word, fisies, op die internet, alles, en jy moet gaan bedien, jy moet teen die vyand kom, en al hoe jy teen hom kan kom, is met die woord van God. Het jy genoeg van die woord van God in jou hart? Is jy 'n Christen? Hoeveel woord is in jou hart, dat jy hierdie fight kan fight? Of gaan jy moet blaai? En as aan die internet en selfone is nie, en jy kan dit nie vinnig op 'n tablet research nie, hoe gaan jy fight? Hoe gaan jy teen die vyand kom? Om die Bybel te lees, is nie net om kennis te versamel nie. Ons moet die Bybel lees om gereed te wees. Ek wil vir jou vra vanoggend, is jy gereed om in die deur te staan? Hoe lyk jou opleiding? Is jy geestelik fiks? Of is jy in 3 minute, 5 minute, 7 minute, 10 minute, 'n halfuur is jy so moeg gebid, jy weet nie meer wat 'n kant, en jy weet nie meer wat om te sê nie. Hoe lank gesels jy met jou beste vriend, sonder ophou? As mense saam sit en kuier, jy moet mekaar stil maak. Ek gaan nou nie name noem nie, ons kuier gister by mense, daai man praat so baie, ek moet hom in sy eie huis stil maak om 'n beer te kry. Ek is baie lief vir hom. Hanno, ek is so lief vir jou. Ons het 'n amazing tyd saam met daai 2 mense gister gehad. Is jy geestelik fiks om te kan bid? Ons het gister 2 ure gesels sonder ophou. Ons moes mekaar stamp om 'n beer te kry. Maar kom dit by jou gebed, dan wil jy gou-gou in 10 minute, in 15 minute, wil jy alles uitgesort hê. Is jy 'n Christen? Kan jy die vyand se planne raak sien? Dan die laaste een is gebed en waaksaamheid, en ek dink ek het genoeg gesê oor dit. Paulus eindig met hierdie wapenrusting, en hy sê, weet jy wat, alles hierdie ding, maar, jy moet bid. Jy moet voortdurend in verbinding wees met die bevelvoerder. Jy moet gedurig. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof. Jy hoef nie te paniek met die vyand nie, man. Wees net reg vir hom. Wees reg vir hom met die woord. Wees reg met hom
in jou gebed. Nou, hoe lyk staan in die deur vir ek en jou? Hoe lyk dit? Nou, voordat ek in die deur gaan staan, voordat ek gaan spring, is dit te laat vir my om te kyk of my toerusting reg is. It's too late. Dit was altyd 'n storie, wie's nommer 1? Jy is eerstenaar. Jy kyk die wêreld verbygaan. Is jou geestelike toerusting gecheck? Is jy reg om die vyand 'n backhand te gee wanneer hy met leuns na jou toe kom? Is jy reg? En ek wil vir jou met hierdie gedeelte wil ek vir jou net vra, wanneer jy in die deur staan, en ek hoop julle kan dit lees, die waarheid, watter leuen van die vyand glo jy nog? Tans, geregtigheid, al hierdie dinge, is jy 'n Christen? Geregtigheid, is daar enige sonde of kompromie wat jy moet bely? Vrede, word my lewe deur God se vrede of deur vrees beheer? Geloof, vertrou ek God, selfs wanneer ek nie die uitkoms kan sien nie? Gedagtes, watter gedagtes laat ek onbeheerd in my kop rondbeweeg? Die woord, het ek genoeg van God se woord in my hart om die leuen te kan herken? Gebed, is ek steeds in verbinding met God of probeer ek alleen veg? Gemeenskap, staan ek saam met ander gelowiges of het ek myself geïsoleer? Ek het vir julle gesê, op daai groep wat ons as Bats is, die dinge wat ons mekaar al gehelp het, ons was 1990, 91 saam gewees. En ek wou graag ons foto opsit. Vandag nog is ons in verbintenis. As ek nou 'n need het, sal hulle hier kom sonder 2 stories. Hoekom is ek en jy in die liggaam so moeilik om mekaar te help? Hoekom is dit so moeilik vir ek en jou, wat saam die Here dien, mekaar te help? Is jy 'n Christen? Ek sluit met die volgende af. Daar kom 'n oomblik wanneer opleiding in optrede moet verander. Jy sit ver oggend hier en jy sê vir my, weet jy pastoor, ek ken die woord. Ek dink my gebedslewe is oukei. Ek is nie daar nie, maar ek is oukei. Ek verstaan die vyand kom teen my. Ek sien mense se needs raak. Oukei. Ek is bly. Maar wat doen jy? Wat doen jy? Waar in die koninkryk maak jy 'n verskil? Ek wil vir jou vra, selfde wat Jean jou gevra. Wie is jou Jesus? Ek wil vir jou vanoggend vra, is jy 'n Christen? Hier's my vraag. Is jy 'n Christen omdat jy so sê, of is jy 'n Christen omdat mense dit kan sien? Dis 'n bietjie 'n ander vraag. Want wanneer ek sê, ek gaan in die deur staan as 'n Christen, wat God ken, gaan ek nie meer dat vrees my beheer nie. En ek wil vra dat julle vir 'n oomblik opstaan, kan jy vir my liggies musiek aansit? Staan vir 'n oomblik op. Staan vir my in die deur vanoggend. En as jy in die deur staan, wil ek hê jy moet die volgende vir jouself erken. Ek gaan nie meer dat vrees my beheer nie. Ek gaan nie meer die vleuen van die vyand glo nie. Ek gaan nie toelaat dat sonde my vasbind nie. Ek gaan nie my roeping prys gee nie. Ek gaan nie dat ander gelowiges net wegbeweeg nie. Ek gaan die volle wapenrusting van God aantrek. Ek gaan die vyand teenstaan. Ek gaan in Christus se oorwinning staan.
Nou as jy na Jakobus 4 vers 7 luister, staan daar, onderwerp jou dan aan God, weerstaan die vyand, en hy sal van jou wegvlug. En luister na die volgorde, onderwerp jou eerste aan God. Met ander woorde, deel met die dinge, wat nie daar moet wees nie. As jy weet, jy's besig met dinge wat nie van God is nie, stop dit. Stop dit. Weerstaan die duiwel. Wanneer hy na jou toe kom met hierdie leuns, jaag hom weg. Dan sal hy van jou af wegvlug. Ons staan nie in ons eie krag nie. En ek wil vanoggend, daar waar jy staan, maak net jou oë vir 'n oomblik toe. En ek wil hê jy moet vir jouself net in jou geestesoog sien, waar jy in die deur staan van daai vliegtuig. Maar ek wil hê jy moet hierdie deur van jou bediening sien, hierdie deur van jou calling, hierdie deel van, dis tyd om te beweeg, dis tyd om iets te doen. Daar is die tyd, wanneer jy in die deur staan, om nie te spring, en almal agter jou op te hou nie. Jy word uitgegooi, maar spring sal jy spring. Wil jy eers op 'n plek kom, Christen, waar God jou moet uitgooi, sodat jy jou doel kan bereik? Staan op, hak op, gaan jou toerusting na, staan in die deur, en wees gereed. As jy vanoggend hier staan, en jy sien in jou geestesoog waar jy staan in hierdie deur, jy het geshuffle, 1-2, 1-2, 1-2 vir jare. Vir jare het dit gevoel, maar waantoe is ek op pad? En hierdie oomblik, in hierdie oggend, sien jy waar jy staan in die deur. En God sê vir jou, is tyd om te spring in jou roeping in. Maar jy is onseker, ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik jou hand oplig. Ek gaan jou nie vanoggend uitroep nie, ek wil net 'n gebed saam met jou doen. As jy op 'n plek is van, ek is onseker. Here, maak is in die deur en ek wil spring. Vader, ek wil vir elkeen bid, wat reg staan in die deur om te spring. Here, ek bid, Here, dat elkeen se toerusting sal reg wees. Dat elkeen se opleiding sal reg wees, dat elkeen se hart sal reg wees. Here, dat elkeen sal weet, U sal ons nooit begewe of verlaat nie. Here, ek dank U in hierdie oggend dat ons hierdie eer kan gee vir al ons vermoëns, Here, en ek kom vanoggend en ek sê, gebruik ons. Ons staan in die deur, ons is opgehaak. Ons is reg om te spring.